Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 2 van die NSS 2024 vraestel 2. In hierdie vraag gee hulle vir ons 'n ogief wat die tyd in minute wat die 60 werknemers neem om elke dag werk toe te reis. Okay. Hier is die ogief. Ek het solank Q1, Q2 en Q3 se stippellyne ingevul. Q1, Q2, Q3. Okay. Nou vra hulle vir ons by 2.1 om die mediaan reistyd te skat. So, ons moet nou net uitwerk wat Q2 is. Onthou die mediaan gaan wees die middelpunt van die hoeveelheid mense wat daar is, so die werkers, so daar is 30 in die middel. So dit is hierdie waarde, en ons gaan dan dit verbind met die grafiek, en ons gaan kry dat die mediaan 65 is, net wel, dit is tussen twee van die dun gryslyntjies. So dit is 65. Okay, nou moet ons die onderste kwartiel uitwerk, so dit is Q1 wat ons moet uitwerk, en nou moet ons kyk na die helfte van 30. Die helfte van 30 is 15. So, ons gaan nou hier by 15 kyk wat die kwartiel, wat die waarde is by 15. En jy gaan sien dat dit 44 is. Okay, en nou moet ons die interkwartiel variasiewyte skat. Okay, onthou, die interkwartiel variasiewyte is gelyk aan Q3 minus Q1. So, ons moet Q3 gaan bepaal. Q3 is die boonste helfte van die ogief. Okay, so ons moet basies die helfte vat van 60 en dit bytel by die 30. Okay, so dis nou die boonste helfte, so dis by 45. En dan gaan ons hierdie grafiek gebruik om te bepaal dat dit 84 is. Okay, so dis 84 minus 44 en dit is dan 40. Okay, fantasties. By vraag 2.4 moet ons nou die minimum en maximum tye moet ons nou mond- en snor diagram teken. En hulle gee vir ons ook die minimum en maximum tye is 5 en 120 minute. Okay, so kom ons teken die mond- en snor diagram. Ek het nou nie die spesiale antwoordboek nie, so ek gaan dit net hier teken. Okay, so dit gaan nie heeltemal op skaal wees nie, verskoon my daarvoor. Okay, so ons weet dat Q1 is 44. So daar is 44. Ons weet dat Q2, die mediaan, is 65. So hy is hier so. En ons weet dat Q3 is 84. So hy is min of meer daar. Nou maak ons dit ons boksie. En jy verbind dit met jou minimaal en jou maximaal. So ons het gesê ons minimaal is by 5 en ons maximaal is by 120. Dit is wat hulle in die vraag vir ons gegee het. Okay, en dit is dit. In vraag 2.5 sê hulle vir ons dat die maatskappybestuurder het besluit dat alle werknemers wat langer as 'n uur werk toe reis toegelaat sal word om vir 'n gedeelte van die dag van die huis af te werk. Nou moet ons uitwerk watter persentasie van die werknemers sal toegelaat word om vir 'n gedeelte van die dag van die huis af te werk. Okay, om hierdie vraag uit te werk, moet ons eers uitwerk hoeveel werknemers is daar wat meer as 60 minute vat om vanaf die huis af werk toe te kom. Okay,
So, hier is ons argief weer. Nou moet ons kyk, hoeveel is daar wat langer as 60 minute vat. So, ons kan kyk en ons sal sien dat, as ons nou net kyk na hoeveel is daar wat presies 60 minute of minder vat, dan sal ons sien dat dit op daai lyn is. En dit is dan 26 van die werknemers neem 60 minute of minder om by die werk uit te kom. So, dus het ons dat daar 60 minus 26 werknemer langer vat as 'n uur. En hierdie is dan 34. So nou moet ons uitwerk wat die persentasie is van werknemers wat by die huis mag werk. En dit gaan dan wees 34 gedeel deur die hoeveelheid werknemers wat ons het, maal 100, om dit as 'n persentasie te kry, en dit is dan gelyk aan 56,67%. Okay, en dit is dan van die werknemers. Okay, en dit is hierdie vraag 2.5. In vraag 2.6 sê hulle vir ons dat die werknemers werk 8 ure in 'n normale werksdag. Die bestuurder besluit om die volgende reël vir tyd om van die huis af te werk. 'n Werknemer word toegelaat om 'n halfuur van die huis af te werk vir elke tydinterval van 20 minute of gedeelte daarvan, wat dit langer as 'n uur neem om werk toe te reis. Nou sê hulle vir ons, op 'n sekere dag neem 'n werknemer 110 minute om werk toe te reis. Bereken die getal minute wat hierdie werknemer op hierdie dag toegelaat sal word om van die huis af te werk. So, ons gaan nou weer na ons ogief gaan kyk, en volgens ons ogief gaan ons bepaal hoeveel minute die werknemer mag van die huis af werk. Hier is ons ogief weer. So, hulle sê dat die werknemer neem 110 minute. So, kom ons gaan kry daai punt. So, dit is 1, 2, 3, 4, 5. So, dit is hierso. Hy neem 110 minute, so dit is daai lyn, dis by 110 minute. En nou moet ons uitwerk, hoe lank mag hy by die huis werk. En onthou, vir elke tydinterval van 20 minute, wat hy langer as 60 minute by die werk, vir 60 minute reis, mag hy 30 minute lank by die werk, by die huis wees. So hier is ons 60 minute plek. So ons moet nou uitwerk hoeveel intervalle daar tussen 60 en 110 is. En dit is nou in 20 minuut intervalle. 60 tot 80 is 1 interval, 80 tot 100 is nog 'n interval, en dan 100 tot 110 is nog 'n interval. Onthou, as hulle het hier in die vraag gesê dat of 'n gedeelte daarvan, so ons kan sê dis 3 intervalle. Okay? So ons het 3 intervalle. Okay? En dit is dan, onthou ons mag vir elke interval mag ons 30 minute by die huis werk. So ons gaan dus 3 maal 30 minute by die huis werk, so dit is 90 minute, oftewel 1 uur 30 minute. Ok, en dit is die einde van die vraag. Baie dankie en lekker dag verder.